Prys die Here en dankie julle, dankie pastoor. Ek dink net dit, ons kan maar nou huis toe gaan. Want net in dit wat nou gebeur het, daardie eenheid, daardie hart wat vir mekaar klop, daardie roep vir die Here in enige iemand se situasie in, net in dit is hoe ons mekaar moet dra. Dit is wat die Here van ons verwag. As ons broer struikel en val, kom ons tel hom op. Ons broer is nie enige ou op die straat nie. Ons broer is ons Christenbroer, ons Christen suster, die wat hulle oorgegee het aan Jesus Christus. Want die oomblik wanneer dit gebeur, sal ons net nou sien, dan raak ons een. En wanneer ons een saam staan, daar is die Here en ons sal sien, dan is die liggaam van Christus unstoppable. Ek gaan myself nou vooruit. Goeiemôre almal. Vir die wat nie weet, my naam is Dudley Karstens en ek gesels so nou en dan met Nuwe Lewe Familiekerk oor die woord van die Here. Ek sê dit elke keer en ek sal dit elke keer sê, dis vir my 'n groot eer om hier voor te staan. Maklik die grootste, nie maklik nie, dit is die grootste eer in my lewe. Dis iets wat ek nie ligtelik opvat nie, want die woord van die Here is iets wat jy met jou hele lewe moet aanneem. So vandag se boodskap is die groot herstel. En nou ons gaan kyk van die toring van Babel af tot by Pinksterfees, presies wat daar gebeur het en hoe die Here, in Engels is dit nou the Great Reset of the Great Restoration. So ons gaan 'n bietjie tyd spandeer in Genesis, ons gaan kyk na die toring van Babel, wat presies daar gebeur het, die verwarring wat die Here gebring het. En daar gaan ons bietjie gaan kuier by die Pinkster, wat ons eintlik bring tot vandag. En ons gaan kyk wat het presies daar gebeur en hoe die Here die verwarring wat hy gebring het by Babel omgekeer het in 'n eenheid, sodat almal weer mekaar kan verstaan en saam staan in die Here. Ons gaan dan ook kyk na God se reddingsplan en presies in watter fase ons onsself bevind in God se groot reddingsplan vir die mens. So aan die einde van vandag, daar's baie teaching wat gepaard gaan in vandag se woord. So ons moet kop hou. As jy nou, ek sal dit probeer progressief doen, sodat ons kan bybly. Maar as jy daar uitstap, dan vertrou ons die Here dat jy sal besef watter fase van sy reddingsplan ons in is en hoe belangrik dit is vir jou om 'n begeerte te hê, om te gevul te wees met die Heilige Gees, sodat jy kan nie net die Heilige Gees jou karakter kom vorm, dit wat jou menswees is, maar ook vir jou krag gee om in die voetspore van Jesus te stap en dit uit te voer wat die Here van ons verlang in hierdie fase van sy reddingsplan. So dis maklik, ons het seker al met baie ouens, ek seker van julle het al met ouens gesels wat sê, maar kyk, om te glo was nou makliker in die tyd van die Ou Testament, toe God nog met Moses gepraat het, hy het gewandel tussen Adam en Eva, so God het met die mens direk gedeel. So gevolglik sal dit mos nou makliker wees om te glo. Tog nie, ons sien in die Ou Testament hoe mense steeds ongelowig was, al het God direk met Moses gepraat, al het God direk met mens gepraat. Daarna het God sy seun vir ons gestuur, om te kom sterf vir ons sondes, sodat ons skoon gewas kan wees onder sy bloed. Dit was die tweede beweging van die groot reddingsplan. So God se plan was nog altyd progressief. Hy bring jou nader, so dis eers God die Vader, toe stuur God die Seun, en toe op Pinkster, toe word die Heilige Gees uitgestort. So ons moet onmiddellik besef dat die eerste twee fases is verby. Die derde fase wat sedert Pinkster uitgestort was, is nog steeds vandag in werking. So as jy dit kan kop, dan het jy 'n basis vir waaroor ons vandag gaan gesels. Ja, baie mense raak ongemaklik oor die werking van die Heilige Gees. Want hulle verstaan nie regtig wat die opdrag is nie.
So wanneer ons daarby kom, hoop ek, en indien julle enige vrae het, asseblief, kom na die tyd na my toe, vra my, indien jy bietjie meer wil weet. As ek nie vir jou die antwoord dan het nie, dan maak ek seker ek gaan huis toe en ek kry hom vir jou, en wanneer ons weer mekaar sien, dan sal ek hom vir jou die beste verduideliking gee wat ek kan. Maar voor ons kom by Pinkster, kom ons gaan net gou eers terug na die eerste boek in die Bybel, in Genesis, en ons gesels oor die toring van Babel. So die ouens hulle het smart geraak, en die vroeë ouens, hulle het smart geraak, en in Genesis 11 vers 4, ek het hom nou nie vir jou gegee nie, Gerard, gesels sommer net so oor hom, het hulle gesê, kom ons bou vir ons 'n toring wat na die hemele toe strek, en om onsself roem te gee. So hulle het hierdie toring gebou om by die hemel, by God te wees. Die mense het vir hom 'n ding gebou sodat hy wil hoog wees soos God. En dit het gekom uit selfroem uit. So sy hart was op die verkeerde plek. Hy wou as dit ware so hoog wees soos God uit sy eie doen en late uit. En dit is baie belangrik dat ons dit moet besef, want die Here wil hê jy moet tot daai hoogtes kom, maar nie uit jou eie uit nie, en ons sal dit net nou sien. So uit hom, dis nou soos as jy, dis nou skatte op die aarde by mekaar maak, die baas sê, kyk my nuwe 12 miljoen rand se Lamborghini, kyk my goue ketting, wat ook al die case may be. So sy hart was, die mense hart was vir selfverryking en om sy ego te bou. En God sê, ons lees vanaf Genesis 11 vers 5 tot 8 in die Nuwe Lewende Vertaling. Die Here het toe afgekom om te kyk, dis weer eens omdat ons in die eerste fase was waar God toe afgekom het. Die Here het toe afgekom om te kyk na die stad en sy toring wat die mense besig was om te bou. Nou kyk, sê hy, as hulle omdat hulle een taal praat, reeds aan die begin sulke dinge kan regkry, dink net, wat sal hulle later kan doen? Niks sal meer vir hulle onmoontlik wees nie. Ek wil hê daai stukkie in vers 7 moet julle asseblief net tik, 'n mental note vat, save hom. Niks sal meer vir hulle onmoontlik wees nie, as hulle net in een taal praat. Dis unity. Maar die unity, ja, ons kom net nou by dit. Kom, laat ons afgaan en hulle verskillende tale laat praat, sodat hulle mekaar nie kan verstaan nie. Op hierdie manier het die Here hulle van daar af oor die aarde versprei. Dit was ook die einde van hulle bouprojek van die stad. So wat hier gebeur het, is vir ons duidelik. Die mens het homself probeer verhef. Hy het self probeer kom tot op die level van God, letterlik, fisies. En die Here sê, dit kan nie gebeur nie. Want as hulle so saam staan, hulle is nou al reeds besig om tot by die hemel te wil bou, wat hierdie mense gaan hulle self destroy, 1, 2, 3. So eintlik het God gekom en hy het gesê, vir die mense beswil, kom ons scatter hierdie ouens, hulle is nie goed saam nie. So tussen Babel en Pinkster, het daar baie dinge gebeur. Intussen het God se tweede fase ingeskop, dis Jesus Christus wat vir ons gestuur is, om vir ons sondes dood te gaan. Elkeen wat Jesus Christus aanvaar, word skoongewas deur sy bloed. Nie slegs word jy skoongewas deur sy bloed nie, maar die templaat, hoe Jesus gewandel het op die aarde, dit was God se plan. Hoe Jesus gewandel het op die aarde, dis waarna ek en jy moet streef om te doen. Dis die templaat van die mens wat God in gedagte gehad het toe hy mens geskaap het. Dis wat hy wou hê, dis die perfekte mens, die vorm Jesus op aarde. As jy 'n manier, ek en jy kom naby dit nie. En wat doen God toe? Toe gaan hy oor na derde fase. En dit bring ons by Pinkster. So Pinkster, ons ken almal die storie van Jesus, dat hy 40 dae op die aarde gewandel het, nadat hy opgewek was uit die dood. En
So in Engels beteken Pinksterfees is dit Pentekost. Nou in Grieks beteken dit Pentekoste is 50. So dis die getal 50. So dit is 50 dae na Paasondag. Dit gee vir ons as Jesus 40 dae gewandel het en is 50 dae is daar 10 dae speling. So in daai tydjie gaan ons nou gou saam lees in Handelinge 1 vers 4 tot 5. Ek hoop julle is nog met my. Staan daar geskryf, 'n keer toe hulle saam was, het hy, dis Jesus, aan sy disippels opdrag gegee. Moenie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Julle onthou mos dat ek julle vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Ons lees dan verder in Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 12. So dis nou die 10 dae later. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. En ek wil hê julle moet hier besef hoe eenheid deurlopend 'n tema is in dit wat hier gebeur. Saam. Altyd alles saam is niks onmoontlik nie. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Nou hier is dit, hier verander die trant so bietjie. En daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. So, dit het nie met almal gebeur nie. So dit is nou almal wat in Christus was. As jy nou die storie, mense wat in Christus was, Christene, het die Heilige Gees op neergeval en daar was ander mense, nie Christene rondom hulle van alle nasies, soos ons nou sal lees. Toe die mense die geluid hoor, dis nou die omliggende mense, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosia, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale oor die dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? So wat hier gebeur het is, gestel, ek gaan nou China toe, en ons hou nou kerk, randomly gebeur, en die mense verstaan nie Engels nie, of 'n bemiddelende taal, en ewe skielik staan ek voor hulle, en hier begin ek praat in volgens my Afrikaans, of Engels, of wat ook al, maar wat by my mond uitkom, is Mandarin. Ek praat nou ewe skielik Mandarin. Dis wat hier gebeur het. In alle verskillende tale. Dit wat die Here by Babel kom verstrooi het, dit wat hy kom verdeel het, dit wat hy in tale verdeel het, al daai tale het die Here by Babel, dit was nie eers so nie, hulle het een taal gepraat, almal Afrikaans. Maar die Here het hulle kom verdeel, want hulle is besig om mekaar in die groter skaal uit te roei. So Pinkster kom, en ewe skielik breek, en let wat belangrik is hier is, hulle breek in die ander se tale uit, nie om te sê, hallo, hoe gaan dit?
Waar bly jy nie om te praat oor die werke van God? So as ons die twee vergelyk, dan sien jy duidelik wat in Babel gebeur het, was die mense goddeloos. Hulle het gebou 'n toring om hoog uit te kom, by die Here uit te kom. Hulle wil Here speel. Hy verryk sy ego, hy verryk sy homself. Daar is geen goddelike buis vir dit wat hulle gedoen het nie. It was all for mankind. En daarom sou dit gelei het tot 'n totale gemors. As jy dan vat Pinkster, die twee vergelyk, dan het God die mens gevat van scattered tot unity. En as jy teruggaan en jy gaan kyk na daai stukkie wat ek gesê het, moet jy sê dat mens niks vir mens, as hulle nou al net een taal praat, menende as hulle saam dieselfde ding kop en hulle staan saam, is niks vir hulle onmoontlik nie. Ons moet die ding stop. Wat kom die Here toe? As hy kom voeg dit weer by mekaar. Wetend, niks is onmoontlik vir die mens indien hulle saam staan in die liggaam van Christus. So by Babel bou hulle 'n toring van mens. In Pinkster bou ons 'n kerk van die Here met behulp van die Heilige Gees wat ook tot in die hemel strek. Wat eintlik tot in die hemel strek. Die groot ding hier voor ons by die werking van die Heilige Gees kom. Die groot ding hier is unity. Ons moet saam in Christus wees. Saam in Christus beteken daar's nie Jood of Gentile nie. In Suid-Afrika beteken dit daar's nie swart, wit, pink, blou nie. Dis 'n probleem wat ons in ons land het vir jare. We need to realize that you are born again by the blood of Jesus Christ. En die oomblik wanneer jy die bloed van Jesus Christus ervaar het, is jy 'n nuwe skepping. You're a new you. You identify as a Christian. Not black, white, Indian, whatever the case may be, 'n Christen. En jy moet jou broers en susters so aankyk, anders moet jy jouself check. It's that simple. Dan moet jy kyk of jy in die liggaam is of jy buite die liggaam sit. So nou weet ons, in Jesus Christus het ons hierdie een liggaam. Ons is die kerk, ons is die liggaam van Christus. Heilige Gees kom. Stort ons uit in een gees. Nou is jy nie net een liggaam meer nie, but you are one. Jy's een gees. So as ons stap in een liggaam, ons hak in by ons broers en ons susters, en ons hak in die Heilige Gees kom ons neer, is daar niks wat vir Nuwe Lewe Familiekerk stop, om dit te doen wat die Here wil hê ons moet doen nie, in die naam van Jesus. Ons is bang, baie mense is bang vir die werking van die Heilige Gees. Dis eenvoudig, hoekom jy bang is. Because you don't know. Because you don't know the phase which we are in. You don't know, jy ken nie die opdrag wat hierdie fase behels nie. Jy wil nog verwys na fase 1, fase 2, altyd jou groundwork, fase 1, fase 2, maar die Here se plan is progressief. You need to accept His plan. It's a plan of grace, it's a plan to save you. You need to let Holy Spirit stir you up. Ons sien hier, hoe doen die Here dit? Kyk gou net na hierdie stukkie. As jy nou van daai is wat sê, nee, hulle is besig met dit is nie goddelik nie. Dit is nie. Kyk gou hierdie stukkie. Kom ons lees gou verder in Skus Gerard, voor ons dit doen, het die mense gesê, het daai mense die hordes name wat so moeilik was, wat ek nogal beautiful deurgekom het, A+ vir my. Al daai mense sê toe, nee man, die mense is dronk. Hoe kan hulle nou in sulke tale praat, hulle is dronk? Menende, vandag hoor jy, dis nie goddelik nie, dis nie reg nie, die mense is dronk. En
Nou Petrus sê vir hulle, nee maar hokkie man, is 9:00 in die oggend. Die mense kan nog nie dronk wees nie. Hulle het dalk gedeernag, nou so. So in hoofstuk 7, in vers 17, ek dink ek het hom vir jou gegee nie Gerard, ek sal hom maar net lees. Sê Petrus vir hulle, hy sê die mense kan nie dronk wees nie, maar so sal dit wees in die laaste dae, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. So indien dit so is, daai dag van Pinkster, en die woord sê vir ons, so sal dit wees in die laaste dae, dan het ons mos nou nader aan die laaste dae, sedert daai dag beweeg, so it's relevant today to the end. Nou hoe gebeur dit dat jy gedoop word met die Heilige Gees? Ons weet daar's nou 'n need, ons weet dit moet gebeur, want dit is die progressiewe plan van God. Maar nou hoe? En ons lees nou verder in hoofstuk 2 vers 38 tot 39, Gerard, asseblief, ons by Handelinge. Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Dit beteken, hierdie het nou nie hier gebeur nie, maar ons is daar ver. So almal wat daar ver is in Suid-Afrika, hulle ook. Hulle is ook in die pakkie. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Jy sit hier vandag want jy's geroep. So wanneer die Heilige Gees aanvaar, wanneer jy verstaan wat hier gebeur, dan gebeur daar baie dinge, maar ek wil net op twee fokus. As Heilige Gees kom en hy verander jou karakter, en ons sal dit nou sien met die vrugte van die Gees, en dan kom bekragtig hy jou om te wandel in die voetspore van Jesus Christus. En dit sal ons ook sien. So kom ons lees gou saam hoe jou karakter gevorm word wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees. En ons almal ken die skrif, dis in Galasiërs 5 vers 22 tot 23 is die vrugte van die Gees. Maar as jy, kom ons gaan net eers deur dit. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Nou, daar lees jy dan elke dag geduldig? Nee. Is jy elke dag liefdevol? Nee. Het jy elke dag die vreugde van die Here? Nee. Maar die oomblik wat jy kom besef, ek trap nou bietjie skuins. Ek is nou nie meer so geduldig soos ek gister was nie. Dan moet jy sê, Heilige Gees, please help me. Nou wat gebeur, is wanneer jy een van daai goed, nou as jy vandag, iets het gebeur, jy's unhappy, die vreugde het jou ontgaan, jy vra nie vir Heilige Gees om jou joy te kom restore nie, jy kom ek stel dit anders, jy laat nie Heilige Gees toe om jou joy te restore nie, because he always wants to. It's we that are making our own blockages. So, nou is dit dag 1, nou sê ek, die vreugde het my van dag 1 ontgaan. Nou staan ek op, en dag 2 is die vreugde weg. Nou, dag 3 is die vreugde weg. Nou begin leef ek sonder die vreugde vir 'n week.
Gevolglik raak die liefde minder. Gevolglik raak jou goedhartigheid minder, want jy is dan nou nie lekker nie. Gevolglik, so die vrugte val een vir een, en dis die vyand, hy begin by een. Hy begin by een vruggie wat hy vir jou net vandag al wil pluk, en voor jy sien is jou boom kaal gestroop. Sodra jy agterkom, maar hey, hier's nou fout met my Joy. Sê, Holy Spirit, please, do your work in me. Choose to allow Holy Spirit to do the work in you. Jy het beheer oor dit. Dit is jou karakter. So as jy hierdie goed, as jy dit toepas na hoe lank ook al, dan sal jy agterkom, maar dit het nou deel van jou geraak. Dis nou jou karakter. So wanneer Janine by die deur instap, dan weet ek, hier kom vriendelikheid, goedhartigheid, geduld, jy weet, dis net lekker, dis in haar karakter, as 'n voorbeeld, né? As 'n mens moet sulke goed sê voor jy huis toe gaan. So dit word, mense sien later, hier kom daai boom wat sulke lekker vrugte dra, en jy trek mense na jou toe aan, hulle wil ook later van daai vrugte eet, en dit is hoe jy die mensdom inbring, net deur daardie vrugte te dra. Maar dis die allie, there's more. So, ons lees in 1 Korintiërs vanaf vers 7 tot 11. So nou het die Here jou karakter kom bou. Jy weet, jy dra nou hierdie vrugte van die Gees. Weereens, dis nie 'n overnight ding nie. Jy gaan nou dalk nou wanneer ons klaar is, dan toon jy al die vrugte, dan stap jy by die deur uit, something happens, en een van hulle val van die boom af. Maar gaan repeteer hierdie vir jou. Sodat jy weet dat jy kan recognize wanneer die vyand gekom het en hy het enetjie gesnap, sodat jy kan sê, dit was jou laaste vrug. Soos iemand wat van jou boom af kom steel, don't allow him to, want hy wil jou boom heeltemal kaal steel. So nou gee die Here nog vir jou krag ook om te staan in die karakter, en krag ook om sy woord na buite, om 'n voorbeeld te wees. Jy weet, baie mense sê, nee, maar ons sien nie die Here nie. How can you not? Want jy verstaan nie die fase waarin ons in is nie. Is daar 'n verteenwoordiger van Heilige Gees in jou midde? So nie, become that person. Wees honger vir die drie enige God. So ons lees in 1 Korintiërs vanaf vers 7 tot 11. Daar staan aan elkeen. So elkeen. Dis elkeen van ons wat gedoop is in die naam van Jesus Christus, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jy weet, dis elkeen van ons. Dis nie net ek, it's you. Indien jy nog nie daardie elkeen is nie, you've got a decision to make, and you better make it fast. So kom ons lees, ekskuus. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal, en ek wil weer daar stop, want weer eens hier, ons is so baie, ons sal nou so deur die gawes gaan, en laat ek my nou nie, ons sit op hulle, en dis so hartseer, jy weet, as iemand byvoorbeeld in tale uitbars, dan's mense geneig om so, maar ek is seker, daar sit een wat hom toedruk, en te bang is om te sê, hey, dit is wat die Here deur daai persoon gesê het, tot voordeel van everyone. But you are sitting on your God-given gift. En sodoende maak jy, sodoende sien die persoon langs jou nie, vra hy nog steeds, maar waar is die Here? Evidence sit langs hom, maar ons is stil, ons sit op die evidence. Aan die een
word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. So, ek wil eintlik op 'n dag bietjie dieper hierin, maar ek gaan net so vinnig vir julle verduidelik. 'n Woord van wysheid is byvoorbeeld die wyse ou Salomo. Toe hy nou die twee, daai vrouens wat kom, en hulle kom met die twee kinders, en hulle stry, met die een kind, en hulle stry oor wie se kind dit is, en daar kom 'n woord van wysheid op Salomo, en hy sê, man, chop die kind in die helfte gee vir elkeen een, en hy het geweet, die ma wat vir daai kind lief is, gaan sê, nee, laat sy hom maar eerder vat, die een wat nie is, die sê, ja, want, breek hom, want as ek hom nie kan kry nie, kan sy hom kry. So Salomo het hierdie probleem met 'n woord van wysheid uitgesorteer. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. 'n Woord van kennis is byvoorbeeld the woman at the well. Jesus kom by hierdie vrou en hy sê vir haar, man, jy het soveel vrouens, ek is nou al weer in 2026. Jy het soveel mans gehad. XYZ die Here noem dit, en hy sê die man by wie jy nou is nie jou man nie. Nou dit is 'n bonatuurlike kennis wat Jesus nie gehoor het van die vrou nie. Hy ken nie die vrou se agtergrond nie, maar hy het bonatuurlik geweet, hey Dudley, jy het in watter jaar, ek sal nie eers kan weet nie, maar iemand wat 'n woord van kennis kry, sal vir my presies kan sê in 2018, 20 wat ook al, dat jy jou skouer daar, dis 'n woord van kennis. As knowledge the person would have no way of knowing except through Holy Spirit. Aan die een gee geloof deur dieselfde Gees. Nou hierdie geloof is nie sommer geloof nie. Dis groot geloof. Hierdie een so Romeinse offisier, hy kry vir Jesus en hy sê vir Jesus, ek het daar 'n siek ouetjie by die huis. Jesus sê, kom ons gaan. Hy sê nee, u hoef nie te kom nie, ek weet deur net te spreek sal hy gesond wees. En die Here sê, maar sulke geloof het ek nog nie teëgekom in hierdie gebied nie. En net deur sy geloof, sê die Here, is daardie persoon genees. So dit is 'n spesiale geloof hierdie. En dan aan 'n ander gee hy genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. 'n Voorbeeld van dit is daar's baie, maar een voorbeeld wat opspring is die ouetjie wat 3 verdiepings uit die venster uitgeval het tot sy dood, en Paulus het gegaan na hom toe. Paulus het op hom gaan lê en daar is hy lewendig. Dit is die genadegawe van gesondmaking wat deur Paulus daar beweeg het. En ek gaan nou nie deur elkeen nie, maar ek sal op 'n dag graag bietjie wil stil staan. Aan die een gee hy krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, aan nog 'n ander gawe om tussen die geeste te onderskei, aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Met dit, ek was nou besig om af te sluit amper. So met dit hoop ek julle verstaan dat om die patroon wat Jesus Christus vir ons kom uitloop het, omdat ons as mens kan dit nie doen nie. En deur die bloed van Jesus Christus, as jy skoon gewas is deur die bloed van Jesus Christus, en jy word gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan gebeur daar dinge. Dan kry jy, dan bekragtig God jou om die walk te walk, te probeer tot die beste van jou vermoë, in Jesus se voetspore te stap. En daardie bekragtiging kom met behulp van die Heilige Gees. So Heilige Gees verander jou karakter, sodat mense kan sien, jy's lekker man. Ons wil ook van die vrugte hê, as 'n lekker ouetjie. En dan gee die Here vir jou hierdie genadegawes om vir hulle te sê, God is real. God is real. Moenie op dit sit nie. Moenie bang wees vir dit nie. Moenie bang wees vir dit nie. Dit is die fase waarin ons bevind sedert Pinkster aangebreek het. Tot vandag toe, tot die inteendeel, dit gaan toenemend gebeur.
dit na mate ons na die einde toe kom, sal dit net meer en meer en meer gebeur. Ons weet nie wanneer die einde is nie. But what we know, it is there for us. En dit is so eenvoudig, is om te vra vir die Here. Die Here is so, hy het so baie genade vir ons as mens. Jy weet, en hierdie was alles deel van sy plan van die begin af. Because he knew who you are. He knew who you are. Van die begin af. Al wat hy vra is, neem in besit dit wat ek reeds vir jou gegee het. Moenie op dit slaap nie. Deel dit met ander mense, want jy deel my met ander, wanneer jy dit doen. Miskien is jou lewe vandag Babel, die mekaar verdeeld, vol trots, vol pyn. Dalk bou jy aan 'n lewe waar jy skatte op die aarde bymekaar maak. Maar God roep jou van Babel na Pinkster toe, waar jy jou skatte in die hemel bymekaar maak. Pinkster beteken God het jou nie gelos nie. En dit beteken ook dat jy hoef nie alleen te doen nie, want God het vir jou die Heilige Gees gestuur om hierdie pad, om op hierdie pad te versterk. Die Here wil nie net jou taal verander nie. Hy wil jou hart verander. Hy wil jou karakter kom vorm en hy wil jou bekragtig. Wil jy vandag die Heilige Gees ontvang? Wil jy weer naby God leef? Wil jy ophou bou aan die koninkryk in die wêreld en bou aan God se koninkryk? Ek wil hê, as ons net die ligte kan alles afsit. Ek wil hê elkeen, Gerard gaan vir ons 'n lied speel. Moet net bid tot die Here. Maak nie saak waar jy is in jou walk nie, maak nie saak, it doesn't matter. Just pour your heart out, knowing what you know. Vra net vir die Here, Here, kom vul my met u Heilige Gees. Spreek jou probleme aan, praat met die Here in unity, soos ons nou gesien het, in eenheid. Hier gaan nou baie gebede uit. Dis kom ek wil hê, elkeen moet voor jy bid, vra Here, kom vul my met u Gees. Want as die Here sal dit doen, die oomblik wat jy dit voorvra, en jy dit opreg vra, die Here sal dit doen. Because then, the moment that happens, sit ons al klaar in een Gees. En wanneer ons in een Gees sit, never mind een taal, wanneer ons in een Gees sit, dan sal dinge gebeur, want die Here sê, niks is vir hulle onmoontlik nie, wanneer hulle in hierdie unity is. Indien jy voel, iemand moet jou help bid, is donker genoeg, niemand gaan vir jou kykie, kom vorentoe, ons bid saam. Indien jy voel, ek het nog nie 'n oorgawe gemaak aan Jesus Christus, ek moet daai stap neem, kom vorentoe, wat dit ook al is, indien jy hulp nodig het, kom vorentoe, so nie, kom ons bid elkeen vir homself, bid vir sy familie, bid vir sy, maar bid asseblief, dat die Here sy Gees oor jou uitstort, in die naam van Jesus. Hemelse Vader, ons kom na U toe, in een Gees met God. Here, hoor hierdie gebede wat voor U uitgestort is, Here. Here, praat met die harte wat vandag gered moet word, my God. Here, die wat nog in duisternis wandel, Here, prikkel hulle, my God. Roep hulle tot U kingdom, Here. Hemelse Vader, vra vir U, my God,
Here, die wat nog nie 'n aanraking, nog nie ontmoeting gehad het met Heilige Gees en met God. Here, ons kom vandag as een hartklop, Here, een gees in die Nuwe Lewe Familie Kerk, Here. Here, en ons vra die wat nog nie aangeraak is, Here. Here, asseblief my God, steek die hand uit, Here. Here, kom met daardie 4 tonge van vuur, kom rus op hulle neer, my God, Here. Here, asseblief sodat hulle in hulle gees kan ervaar, U is reëel, Here. Here, asseblief dat hulle kan sien U progressiewe plan, Here. Here, laat hulle dit kan ervaar, my God. Here, dat hulle kan weet wat hulle weet, wat U weet. Asseblief my God. Asseblief my God. Here, asseblief laat ons ontvang, Here. Here, laat die mense ontvang die gawes wat U op hulle uitstort, Here. Here, laat hulle aktiveer die gawes wat U op hulle uitstort, asseblief my God. Ek koop hierdie kerk, Here. Here, ek koop elkeen wat hier sit vandag, Here. Here, ek koop elkeen wat aanlyn luister, Here. Here, ek koop elkeen wat verbonde is aan hierdie kerk, Here. Here, die wat nie eers verbonde is, elkeen wat se mense wat aan hulle verbonde is, wat hier sit vandag, Here, in die naam van Jesus, Here, ek koop hulle, asseblief my God. Here, ons kom as 'n kerk, Here, en ons sê, we exalt Thee, Here. Here, ons kom as 'n kerk en ons sê, hier is Nuwe Lewe Familie Kerk, Here. Hier is sy warriors, my God. Ons staan op, Here, en ons sê, we are ready to take up arms, Here. Gee vir my swaard, Here. Gee vir my skild, Here. Here, gee vir my die equipment, Here, om U werk te doen daar buite in Jesus naam. Here, daar waar karakters, waar die vyand gekom het en afgepluk het, Here, van die mense se bome, Here, vra ek asseblief, Here, plant vandag 'n saad wat hou, Here, 'n saad wat die vyand nie maklik kan kom afpluk nie, Here. Here, 'n saad wat as hy hom nog so trek, dan sê hy, be gone, get behind me, Satan. Hierdie boom is 'n goddelike boom in die naam van Jesus. Hemelse Vader, baie dankie. Baie dankie vir vandag, Here. Baie dankie dat U vir Nuwe Lewe Familie Kerk ons spoil het, Here. Van begin tot einde, elkeen wat hier is, Here. Thank you, Lord. Here, ek vra, seën elke siel, seën elke hand, seën elke voet, seën elke persoon wat hier is, Here. Soos ons nou hierdie boodskap gaan uitvat, Here. Soos ons nou die Heilige Gees buite gaan uitleef, Here. Bedek hulle, Here. Stort U bloed oor elkeen uit. Was ons skoon, Here. As ons val, as die vyand kom en hy wil 'n vrug van ons bome afpluk, Here, dat ons sê, get behind me, Satan. En dat ons sterk genoeg is om te sê, hier is 'n nuwe enetjie. Ek werk weer daaraan in die naam van Jesus. Here, want ons is menslik, my God. Nie een van ons is perfek nie, Here. So ons trap partykeer skeef. Maar is nie die einde nie, Here. U is die begin en die einde, Here. U bepaal wat is die begin, U bepaal wat is die einde, Here. Dis ons werk om te sê, here I am, Lord. Sorry, Lord. Thank you, Lord. So dankie dat U hier is vir elkeen van ons. Dankie dat U elkeen se storie ken. Dankie dat U in elkeen se hart is, Here. We thank you, Lord. En met daai dankbaarheid seën ons, Here, asseblief my God, soos ons die week ingaan. Mag die Here jou paaie gelyk maak, mag die Here sy lig voor jou skyn, sodat jy weet, hierdie is die path of Jesus Christ. What would Jesus do? En laat jy die boldness het, om dit te aktiveer en te doen. In Jesus naam. Amen.